In die nuus om 4, 'n verhoging in rentekoerse waarskynlik onafwendbaar. 'n Wêreldbekende fotograaf weier om 'n regeringstoekenning te ontvang en hernieude opstande op Tahrirplein in Kaïro. Goeiemiddag, ek is Willem Pelser. Die Reservebank kan gedwing word om rentekoerse te verhoog nadat Suid-Afrikaanse staatseffekte verswak en die rand in duie gestort het. Die rand verhandel op 'n laagtepunt in bykans 2,5 jaar en nog verliese word verwag te midde van die voortgesette skuldkrisis in die eurosone. Die Reservebank het sy terugkoopkoers op 5,5% onveranderd gelaat, maar die steeds verswakkende rand het gelei tot bespiegelings dat die rentekoers verhoog sal word om inflasie in toom te hou. Die rand verhandel rondom R8,59 teenoor die dollar. Amptenare by die inkomstediens het hulle hande vol met talle belastingbetalers wat ter 11de ure na die kantore stroom om hulle opgawes in te dien. Meer as 100,000 mense landwyd het gister na die ontvangers se kantore gestroom. Die inkomstediens sê hy verwag meer as 4 miljoen belastingopgawes teen die einde van die dag. Vandag is die laaste dag om opgawes vir die 2010-2011 boekjaar in te dien. 'n Woordvoerder, Adrian Lakay, sê die spertyd sal nie verleng word nie en diegene wat dit misloop sal beboet word. Hy sê daar was oorgenoeg tyd om probleme uit te pluis. Die wêreldbekende fotograaf David Goldblatt weier om 'n nasionale orde te ontvang uit protes teen die wetsontwerp op die beskerming van staatsinligting. Goldblatt het in 'n brief aan president Jacob Zuma gesê hy gaan die toekenning van die hand wys uit protes teen die wetsontwerp wat Dinsdag deur die parlement gevoer is. Hy sê Suid-Afrika se herlewing is deur 'n gees van menslikheid, 'n nuwe kultuur van menseregte en 'n respek vir waardigheid gekenmerk. Volgens die fotograaf doen die regering afbreek aan daardie gees. Die orde van Ikhamanga word toegeken aan Suid-Afrikaners wat uitgeblink het in kuns, kultuur, letterkunde, musiek, journalistiek en sport. Die man wat aangekla word van die moord op 5 drawers, toe hy met sy motor in hulle ingeploeg het in die Pretoria se Landdroshof gevra dat sy borgtogvoorwaardes verslap word. Sibusiso Langa was na bewering onder die invloed van drank toe hy verlede maand in Midrand die drawers doodgery het. Hy het sedertdien sy rybewys ingehandig, maar hy is bekommerd dat die persoon wat aan hom saamry geleenthede bied hom in die steek kan laat. Hy het aangevoer dat hy dan nie by die hof of by die polisiestasie sal kan kom om aan te meld nie. Hy het in dokumente ter ondersteuning van sy borgtogaansoek aangedui dat hy nie die aanklagte teen hom gaan teenstaan nie. Hy moet weer op 17 Februarie in die hof verskyn. Die Wes-Kaapse premier Helen Zille het die provinsie se 16-dae veldtog teen geweld teen vroue en kinders van stapel gestuur. Die tema van jaar is word getoets om te wen. Die veldtog sluit in aansporingsmaatreëls vir mense wat weet wat hulle HIV-status is. Volgens Zille het meer as 1 miljoen mense in die Wes-Kaap hulle vanjaar vrywillig vir die MI-virus getoets. Sy sê huishoudelike geweld breek dikwels uit omdat vroue en meisies gedwing word om seks sonder beskerming te hê. Wes-Kaapenaars wat hulle gedurende die 16-dae veldtog vir HIV laat toets, kom in aanmerking vir 'n prystrekking waaraan R50.000 gewen kan word. Die Chokka visvangseisoen het die week begin. Daar is hoop dat vanjaar se vangs beter sal wees as verlede jaar, toe daar 'n afname van 25 tot 30% was. Giereweer het egter tot dusver swak vangste opgelewer. Die bedryf, wat jaarliks sowat R4 miljoen inbring en werk vir sowat 2.500 vissers verskaf, voer die meeste van sy produk uit na Europa. Daar is egter kommer oor die uitwerking wat die finansiële krisis in die eurosone op die bedryf kan hê. 'n Woordvoerder van die organisasie wat Chokka-vangste bestuur, Dino Moodley. Ons is bekommerd oor dit, want die meeste van ons skoot gaan na Italië en Spanje en die ander countries in Europe. So ja, ons is bekommerd oor die mark. Ja, die wisselkoers het vir ons gehelp. Nou die rand bietjie swakker teen die euro is, so dit help ons baie op die oomblik. 'n Woordvoerder vir die Chokka-bedryf, Dino Moodley. 10.000 Egiptenare wat op Tahrirplein in Kaïro saamtrek, eis dat 'n einde gebring word aan die militêre regering. Die saamtrek na Vrydag gebeure is die grootste sedert geweld opnuut in Egipte uitgebreek het. Meer as 40 mense is reeds in hernieude geweldpleging dood. Betogers beskuldig die militêre regering daarvan dat hulle aan mag vasklou nadat president Hosni Mubarak in Februarie onttroon is. Die weermag het die 78-jarige Kamal Ganzouri aangestel as eerste minister om aan hoof te staan van 'n nasionale tussentydse regering. Ehsan Sharaf en sy kabinet het die week bedank. Amerika het 'n dringende beroep op die generaals gedoen om so spoedig moontlik op sy te staan en onmiddellik die mag aan die nuwe kabinet oor te dra. Ten slotte weer die hoofnuus. Rentekoersverhogings is waarskynlik onafwendbaar.
nadat staatseffekte en die rand skerp gedaal het weens die voortsleepende skuldkrisis in Europa. Dit is die einde van die nuus onder redaksie van Helena van Vuren en Willie Labuschagne. Die volgende bulletin op RSG volg om 5:00 met die hooftrekke om 4:30.